Hallo vriende, namaskar. Ek is vandag baie opgewonde. Ek is vandag baie gelukkig, want ek is vandag by ten volle outomatiese mineraalwateraanleg wat van ons een van die gelukkigste kliënte is. Dit is Vins Agya en die handelsnaam is Liefde-in. Hier het hulle 'n ten volle outomatiese 150 BIM fabriek geïnstalleer. Ek sal jou regstreeks wys hoe die water gesuiwer word, hoe die bottel gemaak word, hoe die bottel verpak word, hoe die bottel gemerk word en hoe dit in karton gemaak word en hoe dit versend word. Jy sal opgewonde wees sodra jy na die ten volle outomatiese planttegnologie kyk. Ten volle outomatiese aanleg vereis noukeurige beplanning en ontwerp en uitvoering. Hierdie hele aanleg is ontwerp deur ons ingenieur en is uitgevoer deur ons kundige tegnoloog. Dit is die ingang van die fabriek. Ek sal jou die hele konstruksie wys, sowel as die binnestruktuur van die fabriek sowel as masjinerie van die fabriek. Dit is sekuriteitskajuit. Sekuriteit sit hier en dit sal toegang tot en uit enigiets maak. Sodra jy binnekom, kan jy die groot oop ruimte sien. Jy kan daardie skaduwee sien. Daardie skaduwee area is 10.000 vierkante voet. Behalwe daardie vierkante voet area het hulle baie ongeveer 5 tot 7.000 vierkante voet oop area. Hierdie oop area kan hulle vir parkering gebruik. Bottels sal in vragmotors soos hierdie ingestuur word. Jy kan die vragmotors sien sodat hulle maklik in die aanleg kan kom en sodra dit gelaai is, kan dit uitgaan. Baie goed ontwerpte plant, baie ruim plant. Ons het elke duim van die plant gebruik om dit doeltreffender en meer volhoubaar te maak. Dit is 'n baie mooi ontwerpte plant. Hierdie area het hulle vir akkommodasie van die senior bestuurspersoneel. Dit is akkommodasie area vir senior bestuur. Jy kan sien dit is sitaria. Hulle het ook 'n kombuis en hulle het ook 'n slaapkamer. Hulle bly hier, hulle kook kos hier en hulle het ook 'n oop eetarea. Dit is 'n oop eetarea. Senior bestuur sowel as fabriekswerkers kan middagete en aandete hier eet en hulle kan hier bly. Belangrike ding wat jy moet verstaan as jy van plan is om outomatiese aanleg te installeer as jy spaarstasie het. Probeer dan om akkommodasie vir jou werkers en bestuurspersoneel te bou sodat hulle volledige tyd aan jou fabriek kan gee en hulle kan 'n produksie produseer wat jy nie eens kan nie. Dink, hulle kan meer produksie lewer as wat u verwag. Hou hierdie punt in jou gedagtes. Dit is die ingang van die aanleg. Jy kan kragopwekker ook hier sien. Dit is nodig vir kragtoevoersteen. Soms gaan elektrisiteit en wat gebeur in outomatiese aanlegte. Sommige van die optredes is onder verhitting, sommige van is onder blaas, sommige van is onder vulling en so as elektrisiteit gaan, kan dit vermors word. As jy hierdie elektrisiteitsrigsteen het, sal daardie aanleg nie stop nie en al die onderproses sal deurkom. Dit is die belangrike ding wat jy moet oorweeg. As jy elektrisiteitsrigsteen kan stel, sal dit goed wees vir kostebesparing en dit sal ook onophoudelike produksie gee. Kom ons beweeg nou na die produksieeenheid. Dit is ten volle outomatiese mineraalwaterfabriek. Jy kan sien dit is 'n volledige lyn. Nou sal ek elke masjien een vir een in detail verduidelik. Kom ons begin by die rouwaterbron. Ons sal kyk na rouwaterbron, hoe dit gedoen word. In verpakte drinkwater, normaalweg kan 3 soorte rouwaterbronne gebruik word. Een daarvan is boorputwater, rivierwater of tankwater. In hierdie fabriek het hulle boorputwater gebruik. Boorewil is vir agter daardie kant. Hulle het 100.000 liter opgaartank daar. Van daar af is dit hierheen gekom. Hulle het 2 rouwateropgaartanks geïnstalleer, 10.000 liter elk. Belangrike ding is dat dit F-kwaliteit gesertifiseer moet wees. F 'n voedselgraad sertifikaat word vereis omdat jy water verwerk. Wat ook al in aanraking kom, moet voedselgraad wees. Hou hierdie ding in gedagte. Van hier af sal water na die aeroplant gaan. Nou sal ons aeroplant omgekeerde osmose aanleg sien. Jy kan pylplantkamer hier sien. Hele area is vir aero-aanleg. Daar is 'n aparte kamer vir pylplant. Kom ons sê binne. Dit is 12.000 liter per uur. Rouwaanleg wat beteken dit kan die water 12.000 liter per uur suiwer. Dit is 'n baie groot. Ons het die rou wateropgaartank daar gesien. Van daar af sal die water deur hierdie pomp gepomp word. Dit is rou waterpomp. Van die pomp gaan dit na die eerste tank. In hierdie tank sal daar 5 lae van die multimedia filters wees. So in hierdie tank sal daar 5 lae van die multimedia filters wees. Dit sal die gesuspendeerde onsuiverhede wat in die water teenwoordig is, filtreer. Dit kan tot 50 mikron grootte onsuiverhede filtreer en hier is multipoortkleppe beide die stelsel. Van hier af sal water na die tweede stelsel gaan. Dit word geaktiveerde koolstoffilter genoem.
En hierdie stelsel is geaktiveerde koolstowwe daar. Geaktiveerde koolstowwe suiwer die water vir organiese onsuiverhede soos slegte kleur, slegte reuk, slegte smaak, chemikalieë. Dit verwyder die organiese onsuiverhede. Van hier af gaan water deur die mikron-patroonfilter. In hierdie stelsel word 5 mikron grootte patroonfilter gebruik. Dit sal onsuiverhede tot 5 mikron verwyder. Normaalweg gee mense klein mikropatroonfilter. Ons gebruik 'n jumbo-grootte. Jy kan die jumbo-grootte filter sien. Dit kan die water beter suiwer in vergelyking met klein patroonfilter. Van hier af is daar 'n doseerstelsel. Dit word antiskalant doseringsstelsel genoem. Dit sal die antiskalant vloeistof in die membraan doseer. Wat dit sal doen, normaalweg het water hardheid en tef, sodat dit laag op die diermembraan sal vorm. Membraan is baie duur, so ons moet die membraan beskerm. Laag sal nie gevorm word as gevolg van dosering van die antiskalant vloeistof nie. Dit sal hierdie laag op die membraan voorkom en dit sal die lewensduur van die membraan verhoog. Van hier af sal daar 'n hoëdrukpomp wees wat jy kan sien. Dit is 'n hoëdrukpomp. Dit sal hoë druk in die water rondom 15 per sentimeter vierkant skep. Teen so 'n hoë druk gaan dit deur die membraan. Jy kan sien. Dit word membraanbehuising genoem. Daar is membrane. Dit sal die water teen 'n hoë druk deur membraan laat gaan. Al die opgeloste onsuiverhede sal van hier af verwyder word. Daarom word dit omgekeerde osmose suiweringsstelsel genoem. Hierdie membraan verwyder 0.0001 mikron onsuiverhede. Dit beteken byna alle onsuiverhede word uit hierdie stelsel verwyder en membraan is baie krities in hierdie stelsel. Darman Maatskappy gebruik hoë tegnologie membraan van Amerikaanse en Duitse maatskappye sodat dit die water beter kan suiwer, goeie smaak kan gee en dit sal die lewensduur van die hele stelsel verbeter. Sodra die water deur membraan gaan, kom dit by hierdie doseerstelsel. Sodra die water deur die membraan gaan, kom dit by hierdie doseerstelsel. Dit is minerale doseerstelsel. Ons kan voedselgraad magnesiumsulfaat en kaliumbikarbonaat byvoeg. In die hele stelsel is daar kanse dat minerale verwyder word. Ons kan dit aanvul met die gebruik van bygevoegde minerale tegnologie. Ons gee hoë tegnologie, hoë graad minerale in hierdie stelsel. Dit vul die minerale in die water aan en daarom neem die mineraalvlak in die water toe. Kwaliteit, smaak, aroma van die water neem toe. Daaruit kom water na die vlekvrye staal opgaartank. Dit is 'n finale wateropgaartank wat van vlekvrye staal gemaak is. Van hier af gaan die water weer deur die postmikrostelsel. Soms kan sommige deeltjies in die tank gebeur, dit deur die mikronstelsel verwyder word. Dit verwyder finale deeltjies. Van hier af gaan dit na die ultravioletstelsel. Binne is daar 4 F-ligte. So binne is daar 4 F-ligte. En water gaan omring deur F-ligte, so F-strale gaan binne die water en dit sal al die bakterieë doodmaak. Die eerste soort ontsmetting sal hier plaasvind. Van hier af gaan water na die finale wateropgaartank en hier sal die finale rooi band gedoen word. Dit is ozonering, dit is ozoniseringsmasjien en dit is suurstofversterker, suurstofmaker tegnologie. Wat sal dit doen? Hierdie suurstofvervaardiger tegnologie genereer die suurstof, suiwer suurstof en dit word aan die ozoniseringsmasjien verskaf. Nou skakel ozonering suurstof om na die osoon. Daardie osoongas sal na die opgaartank gaan. Dit sal hierheen kom. In opgaartank word osoongas opgelos en dit sal finale ontsmetting doen. Dit sal allerhande bakterieële onreinheid verwyder. Wat nou gebeur, osoongas is hoogs onstabiele gas. Dit word onmiddellik in suurstof omgeskakel. Soms kan water bo-op geosoneer word, in die bodem kan dit nie behoorlik geosoneer word nie. Darman Maatskappy het 'n oplossing hiervoor gegee. Ons het osoonsirkulasiestelsel gegee. Hierdie osoonsirkulasiestelsel neem die water van binne af en gooi weer van bo af. Dit sal een soort sirkulasie binne die tank doen. Watter osoon ook al gegenereer word, kom in aanraking met die hele waterdruppel. Elke druppel van die water word geosoneer.
Jy sal nie bondel tot bondel of bottel tot bottel kry nie. Variasie in bottelkwaliteit wat baie belangrik is as jy 'n handelsmerk in die mark gaan skep. Jy moet verseker dat elke bottel, elke bondel heeltemal eenvormig en hoë kwaliteit water is. Hierdie stelsel sal dit doen. Dit is 'n volledige produksielyn vir bottellering. Dit begin met blaasvormmasjien. Hier kan jy sien dit is 'n volledige outomatiese blaasvormmasjien. Dit is 'n 4-rolte masjien wat 7200 bottels per uur produseer, wat 'n hoë tegnologie hoë produksiemasjien is. Dit is die beheerpaneel. Jy kan die beheerpaneel sien. Baie goed ontwerp, baie goed beplan. Elke elektriesien kan die diagram van hierdie masjien verstaan. En dit is ligversorg sodat dit die hele stelsel onder afgekoelde toestand hou. Die kanse op mislukking is baie skaars. Dit sal nooit misluk nie. Dit is preform hopper. Hier kan ons die sak van die preform so laai. Jy kan sê, laai net die sak af en die voorvorm sal outomaties gaan. Onderstebo kan jy sien hoe preformer outomaties deur die vervoerband gaan, van daar af sal dit hierheen gaan. Preform sal hierheen kom en dit sal outomaties in lyn gebring word. Jy kan sien 2 reëls is daar. Eenvormig sal dit gaan. Dit is 'n voorvormlaaier, dit sal die voorvorm op die vervoerband laai. Na die laai gaan dit na die verwarmingstonnel. 2 verwarmingstonnels is daar, en die verhitting is infrarooi verwarmers daar. Dit sal die voorvorm verhit en dit sal sag maak. Dit kan baie maklik geblaas word. Jy kan hier sien preform gaan binne die verwarmingstonnel. Nadat dit verhit is, gaan dit in die vorm, die hoë druk lug sal van onder afkom en bottel sal waai. Die loonslotstelsel word gegee en hierdie hele masjien werk heeltemal op presisie servo. Presisie en tydsberekening is baie akkuraat en daar sal geen ineenstorting wees nie. Jy kan servo daar sien, servo daar. Dit is 'n hersteltank, lugherwinningstank. Dit herwin die ekstra lug, hergebruik dit weer en dit bespaar die elektrisiteit. Jy kan die strekstaaf sien. Dit is ook servo aangedrewe en graaf en akkuraatheid is ongeëwenaard. Dit is ook servo aangedrewe. Hierdie masjien het 'n outomatiese smeerstelsel. Daar is geen handmatige smering nodig nie en dit sal die ineenstorting van die masjien voorkom. Jy kan sien hier. Al hierdie is smeerlyn. Jy kan al hierdie smeerlyn sien wat dit outomaties smeer sal bewegende deel. Na verhitting gaan dit in die vorm en bottel word geblaas. Jy kan sien hier. Bottel word heeltemal outomaties geblaas en dit word oorgedra. Na bottel aflaai. Jy kan sien dat die bottel outomaties op die vervoerband oorgedra word. Ten volle outomatiese werking, geen mannekrag is nodig nie. Dit is ligvervoerband. Deur ligvervoerband gaan direk na die vulmasjien, geen mannekrag is nodig nie. En ons het ook eivervoerband gegee. Dit is eivervoerband. Soms, as iemand die bottel met die hand wil invoer, kan ons dit ook met die hand hier doen. Hierdie eivervoerband word gegee. Dit sal deur die vulmasjien gaan. Nadat die bottel geblaas is, kom dit in die vullyn. Hierdie kamer is afsonderlik toegewy vir vulmasjien. Hierdie masjien word outomatiese spoel, vul en aftikmasjien genoem. Bottel kom van ten volle outomatiese blaasvormmasjien en dit gaan na die outomatiese spoel, vulmasjien. Die bottel kom dus van die outomatiese blaasvormmasjien en dit gaan na die outomatiese spoel, vulmasjien. Dit is die hele bedieningspaneel. Baie maklik om te bedryfpotgebaseerde stelsel is daar. Sodra jy die program gelaai het, sal dit outomaties begin en outomatiese smeerstelsel is daar. Hierdie stelsel smeer outomaties hele bewegende dele van die masjien. Daar is geen handmatige smering in hierdie stelsel nodig nie. Dit bespaar die tyd en verhoog die lewensduur van die masjien. Water sal eers na die spoelgedeelte gaan. Dit is 'n outomatiese spoelmasjien. Bottel sal omgekeerd word en water sal van binne afkom.
Binne sal dit heeltemal gewas word. Nadat dit gespoel is, gaan dit na die vulmasjien. Dit is 'n vultink. 'n Groter vultink word in hierdie masjien gegee sodat dit die hele produksie kan produseer. Bottels kom onder die vulkleppe. U kan die vulkleppe sien en nadat dit gevul is, gaan dit na die aftekafdeling. Jy kan daardie aftekgedeelte sien. Dop kom outomaties uit die dopbak en elke individuele dop word op die bottel geplaas en nadat die dop geplaas is daar 'n dopkop. Dit sal die dop styf maak sodat dit die bottel optimaal styf sal maak sodat daar geen lekkasie sal wees nie. Dit is 'n heeltemal outomatiese aftekstasie. Nadat die bottel bedek is, beland dit op die uitvoerhouer. Nadat die bottel bedek is, beland dit op die uitvoervervoerband. Dit is dus 'n klein buitevervoerband wat hoog is, dit is net stabiel. Dit is 'n klein uitsetvervoerband wat in hoogte verstelbaar is. Vir groter bottels sal dit hoog wees, vir kleiner lyf sal dit klein wees. Dit sal na die inspeksie en etikettering gaan. Van hier af kan jy dit sien. Nadat die bottel gevul is, beland dit op die uitvoervervoerband en dit is die inspeksieskerm. 'n Persoon kan die bottel inspekteer as daar 'n deeltjie is. Hy kan die bottel verwyder. Dit is 'n lasergroepkodering masjien. Die skoonheid van hierdie masjien is dat dit geen ink benodig nie. Deur laser, dit sal die bondelnommer, prys en vervaardigingsdatum op die bottel druk. Sodra u hierdie masjien geïnstalleer het, sal daar geen verbruikbare onderdeel soos ink wees nie. Dit is 'n baie kostebesparende masjien en dit gee ook 'n pragtige bondeldrukstelsel. Jy kan lasergedrukte bondels sien. Dit is 'n laserdrukstelsel wat nie op ink gebaseer is nie. Na bondelkodering beland dit op die sigsagvervoerband. Ons het 30 meter sigsagvervoerband gegee. Die voordeel van hierdie sigsagkegel is dat dit in 'n lae ruimte baie hoë volume van die bottels kan akkommodeer. Hoë volume van die bottels word hier gestoor sodat die vulmasjien deurlopend kan loop, sowel as die bob etiketteringsmasjien deurlopend kan loop. Dit is die kritieke deel van die masjien. Vanaf die sigsagvervoerband gaan dit in die etiketteringsmasjien. Dit is 'n outomatiese bob etiketteringsmasjien. Wat gaan alles hier? Dit is boprolle. Ons moet net die rol hier sit en jy kan sien dit sal outomaties gaan. Op die roterende drom. Dit is drom en warm smeltgom sal op die etiket aangebring word deur dit te sny, sal na die bottel oorgedra word. Elke bottel kry 'n pragtige beoop etiket. Jy kan dit sien. Dit is die bedieningspaneel van die beoop masjien. Die hele operasie kan ten volle hieruit beheer word. Na beoop het ons weer 'n sigsagvervoerband gegee. Na die vul is daar sigsag en beoop en weer sigsag. Na beoop sal daar genoeg volume van die bottel wees om dit na die outomatiese krimpverpakkingsmasjien oorgedra te kry. Jy kan dit sien van sigsagvervoerband bottelland op tou wikkelmasjien. Dit is 'n volledig outomatiese krimpverpakkingsmasjien. Dit is dus 'n vervoerband, dit is 'n gids vir die bottel. Dit is servo gedrewe. Dit lei die bottel sodat 3 lyne gevorm. As al hierdie sensors af is, sal hierdie masjien nie werk nie. Dit sal verseker dat genoeg bottels daar is om die masjien te begin. Jy kan sien bottel in 3 reëls kom hierheen. Dit is die gidse. Dit sal 'n groep bottels vorm soos 12 bottels, 20. 4, 46 of 48 bottels groep dit kan outomaties vorm. 4, 26 of 48 bottels groep. Dit kan outomaties vorm. Sodra groepe gevorm is, kom dit hierheen en hierdie pisser sal die groep in 'n groep stoot. En dit is 'n ten volle outomatiese bedieningspaneel. U kan die hele masjien vanaf hierdie paneel beheer. Ten volle outomatiese paneel is daar. Daar sal 2 rolle wees. Een rol is onderste bo, een rol is afwaarts. Dit is laagdigtheid polyetyleenrol. Dit sal 'n web vorm, een van bo, een van onder en jy kan sien bottels word geweb. Sodra dit geswaai is, sal hierdie lem dit sny en daar sal 'n verwarmer wees wat dit sal verseël. Daarom sal deurlopende webvorming daar wees. En sodra dit geweb is, sal dit deur die krimptonnel gaan. Hierdie deel is 'n webverseelaar deel en dit is 'n krimptonneldeel.
So 'n groot srinktonnel is daar. Dit is 'n baie groot krimptonnel. Binne sal daar verwarmer wees en ons het hierdie blaser gegee. Hierdie blaser sal die lugsirkulasie verseker. Daarom sal daar eenvormige verhittingstemperatuur wees. As gevolg van eenvormige verhittingstemperatuur, sal die spotprent van die bottel baie stewig en eenvormig aan al die kante wees. Na verhitting kan jy sien dat die pakkie so kom. Die rol krimp heeltemal en heeltemal stywe spotprent is daar en dit is warm. Ons het na verkoelingsstelsel gegee. 2 blasers is daar. Dit blaas die lug op die spotprent en dit sal die spotprent afkoel. Van hier af kan dit na die voorraad oorgedra word, dit kan direk na die vragmotor gestuur word. Jy kan sien hier 'n groot vragmotor wat gelaai word. Hierdie vragmotors kan ongeveer 800 kartonne van die bottel dra. Dit kan direk na die versendingsafdeling gaan. Dit is hoe die hele proses daar is. Dit is voorraadarea. Ons benodig 'n spasie van minimum 48 uur se berging van produksie. Hulle het baie groot spasie. Al die finale voorraad sal hier gestoor word en van hier af sal dit gestuur word. Kom ons kyk nou na 'n belangrike punt vir konstruksie. Dit is 'n hele skaduwee. Dit is blikskaduwee. Dit is dus blikskaduwee. Jy kan blikskaduwee so tot 6 voet doen. Jy moet teelwerk teen die muur regdeur die fabriek doen. Wanneer daar 'n muur is, moet jy 6 voet teelwerk doen. Vloer moet glad wees. Jy kan teelwerk doen of jy kan Koya klip regdeur die fabriek gebruik. Die Koya klip is verkieslik. En die belangrike areas moet aparte kamers hê. Jy kan aparte area vir aeroplant sien. Daardie area is aeroplant. Van daar af het die wasaria, die vlisfilaria almal verskillende kamers. Dan het jy blaas. Blaas kan oop wees. Dan moet die vulling in 'n geslote kamer wees. Dan kan etikettering en verpakking in oop area wees. 2 laboratoriums word vereis. 1 mikrobiologie laboratorium, 1 chemiese laboratorium. Jy kan mikrobiologie laboratorium hier en chemiese laboratorium hier sien. Kom ons gaan na die mikrobiologie laboratorium. Dit is mikrobiologie laboratorium. Hier moet ons gereeld proef van ons groepe water vir bakterieë soos E. coli, coliforme, oostelike winkelsentrum, tips. Daar is baie toetse wat ons hier moet uitvoer. En nadat ons getoets het, kan ons weet of bakterieë daar is of nie. En as bakterieë daar is, moet ons regstellende stappe neem. Jy benodig 'n platform soos hierdie. Hierdie platform is gemaak van granietklip. 1 wasbak word benodig. Hoogte kan 3 voet of 3,5 voet wees. En jy benodig skakelaars en proppe soos hierdie. Ongeveer 20 proppe word benodig omdat daar verskillende klein toetstoerusting sal wees wat kragtoevoer benodig en 1 ligversorger benodig word vir mikrobiologie laboratorium. Dit is die toetstoerusting soos broeikaste, botbroeikaste, warmligoond en laminêre ligvloei. Dit is nodig vir die verskillende soorte parametertoetsing. Ons kundige span sal u lei en u persoon oplei om toetse in die laboratorium te doen, want dit is 'n baie belangrike en kritieke deel om die kwaliteitsrekords in stand te hou. En hierdie rekord sal benodig word vir die hernuwing van u voedsellisensie. Ons kundige span sal jou lei vir die instandhouding van die lisensie sowel as die instandhouding van die rekords van kwaliteit. Kom ons gaan die chemiese laboratorium binne. Dit is 'n chemiese laboratorium. Hierin word al die chemiese verwante parameters van die water getoets soos pH, tits, hardheid, kleur, reuk, sulfaat, nitraat. Daar is baie parameters wat hier getoets kan word. Hierin moet ons ook 'n platform van granietklip doen, 3 en 3,5 voet. 1 wasbak word benodig, distillasie is nodig en ons verskaf al hierdie toetstoerusting. Chemikalieë en reagens se ons kundige span sal jou persoon oplei om die chemikalie te doen. Toets van die water en jy moet die rekords dienooreenkomstig hou. Die lisensie sal dus ook hernu word op grond van die kwaliteitsrekord. Dankie dat jy gekyk het.